Welkom by ons sessie oor distribusiebestuur en kleinhandel. Vandag bespreek ons die waardekettingkonsep, 'n belangrike raamwerk om te verstaan hoe produkte en dienste kliënte bereik. Die waardeketting, ontwikkel deur Michael Porter, analiseer die reeks aktiwiteite wat grondstowwe omskep in finale produkte of dienste wat aan verbruikers gelewer word. Deur die waardeketting te dissekteer, kan besighede areas vir verbetering identifiseer, 'n mededingende voordeel verkry en groter waarde vir hul kliënte skep. 'n Waardeketting bestaan uit onderling gekoppelde stadiums, wat elk waarde toevoeg tot die finale produk of diens. Porter se raamwerk kategoriseer hierdie stadiums in primêre en ondersteunende aktiwiteite. Primêre aktiwiteite is kernfunksies wat direk betrokke is by die skep en lewering van jou aanbod. Dit sluit in inkomende logistiek, bedrywighede, uitgaande logistiek, bemarking en verkope en kliëntediens. Inkomende logistiek behels die ontvangs, berging en bestuur van grondstowwe. Bedrywighede omskep hierdie materiale in finale produkte deur prosesse soos vervaardiging of montering. Uitgaande logistiek fokus op die lewering van die finale produk aan die kliënt, insluitend pakhuisdienste, verspreiding en vervoer. Bemarking en verkope behels die bevordering, verkoop en belangstelling in jou aanbod. Kliëntediens bied ondersteuning en handhaaf tevredenheid na die verkoop. Ondersteuningsaktiwiteite ondersteun primêre aktiwiteite indirek en verseker gladde funksionering. Dit sluit in infrastruktuur, menslike hulpbronbestuur, tegnologiese ontwikkeling en verkryging. Deur elke stadium van die waardeketting te analiseer, kan besighede verminder koste, onderskei hul aanbod en verhoog die algehele waarde. Om die waardeketting te verstaan, help jou om die groter prentjie te sien, doeltreffendheid te evalueer en strategiese besluite te neem. Gebruik hierdie konsep om studente te help om produkreise en die rol van bemarking.